Goeiedag, ek is Jacques de Tooy van Groep Editors George en vandag gesels ons met die Olympiese marathonatleet van Pakkelsdorp, Elroy Geland. Elroy het op Saterdag 10 Augustus 11de geëindig by die Olympiese Spele in Parys en hy het op dieselfde tyd die beste tyd gehardloop wat 'n Suid-Afrikaanse man nog by die Olympiese marathon gehardloop het. Elroy, baie geluk met jou uitstekende prestasie en welkom hierso by ons by Groep Editors. Nee, baie dankie, dis net 'n voorreg om vandag hier te wees. Ongelukkig kan ek nie in George wees, dit sou nou baie nicer gewees om in George te wees, maar ja, steeds 'n voorreg om met julle te gesels vandag. Ja, sê. Elroy, ek dink kan ons gou so by die begin. Ek wil net hê jy moet so 'n bietjie vertel oor jou Olimpiese Spele ervaring. Kan jy vir ons vertel hoe was jou reis soontoe en hoe was jou verblyf en die algemene atmosfeer daarso by die Olimpiese Spele? Ja nee, dit was 'n fantastiese atmosfeer gewees by die Olimpiese Spele. Dit was nou my derde Olimpiese Spele gewees, so ek was by die 2016, 2021, so Rio Olimpiese Spele, die Tokyo Olimpiese Spele en dan nou die Parys Olimpiese Spele. Maar ek moet sê, dit was my beste ervaring gewees, rakende Olimpiese Spele. Ek dink die organisering was fyk gewees. Die Franse het alles uitgehaal. Ek bedoel van die Olympic Village waar ons ingebly het, asook die sekuriteit in Frankryk. So ja, dit was 'n goeie ervaring gewees. Ons het beplan om nie saam met Team SA eintlik te gaan wat ek dink 2 weke gegaan het voor die tyd vir die openingsseremonie. Ons het gekies om 4 dae voor die tyd te gaan as gevolg van die hitte-effek omdat dit somer is tans in Europa. Het ons gevoel om nie lank voor die tyd te gaan nie, want obviously kan dit effek het op die liggaam in terme van die hitte, 'n bietjie fatigue en so. So ons was eintlik daar net in die Olympic Village vir 5 dae maksimum gewees. So ek het nie baie ervaar van die Olympic Village en die atlete self nie, maar ja, dit wat ek ervaar het, dit was baie goed gewees, ja. Elroy, ek wil so 'n bietjie hoor in die opbou tot die marathon, daai laaste 3 daggies en 4 dae. Hoe was jou gemoedstand geweest daarso en hoe het jy ondersteuning van Suid-Afrika ervaar? Hoe het die mense van Pakkelsdorp vir jou? Het hulle baie met jou gepraat? Ja, kyk, as mens nou die Engelse woord kan sê, dit was baie overwhelming geweest, is dan in terme van die boodskappe wat mense ontvang. Almal stuur maar boodskappe op WhatsApp en almal wil WhatsApp call en so was baie overwhelming geweest. En mens moet ook baie keer 'n balans eintlik in Engels ook 'n balance strike tussen die twee verstaan, want mens kan ook nie te veel aan boodskappe en alles lees nie, want tog jou fokuspunt is jou performance op die hardloop wat nog kom. Maar ja, nee, jy sê ek het baie boodskappe gekry, Pakkelsdorpse mense, my laerskool Pakkelsdorp PPS was my boodskappe gestuur het te staan en baie keer en dan sit mense net so en dan voel jy yes, dis eintlik jy lewe nog tans in 'n droom om te staan en jy kry daai wondervlees gevoel. En dis net soos wat Rassie ook gesê het in by die Rugby World Cup, jy doen dit nie vir jouself nie, maar jy doen dit vir almal by die huis. So ja, jy doen dit vir almal in Pakkelsdorp, jy doen dit vir almal in George vir my hoërskool, ek in die hoërskool. Almal eintlik wat 'n invloed gehad het op jou lewe of wat invloed gehad het om jou te kry tot waar jy tans is, ja. Maar ek moet sê dit is 'n gevoel wat mens eintlik nie kan beskryf nie. Want jy weet tog is hardloop jy Saterdag individueel vir jou land, maar tog doen jy dit vir almal, want almal kyk op aan jou as 'n persoon en 'n verteenwoordiging van die land, ja. So ek het ja, nee, daai is baie spesiaal. Elroy, ek het gehoop jy kan vir ons bietjie vertel van die marathon self. Hoe het jy die marathon gehardloop? Ek weet toe ons vroeër vanjaar gepraat het jy gesê by die Olimpiese Spele gaan dit nie so baie oor tyd nie, maar dit gaan oor om strategies te hardloop. Tog het jy die beste Suid-Afrikaanse tyd nog gehardloop wat enigiemand gehardloop het van hier af. Hoe was die reis? Hoe het jy dit ervaar? Ja, kyk, die reis was maar tamelik takties geweest soos wat ek gesê het. Ja, kyk, en jy kry die bestes in die wêreld. Daar was ons te staan gekom teen 3 van Kenia se bestes. Eliud Kipchoge was daar geweest. Hy is die beste marathon. Ek dink in die afgelope era. En dan kry jy vir Kenisi Bekele ook van Ethiopië, ook 'n beste hardloper. En jy weet, Ethiopië stuur ook 3 van die bestes. So ja, dit was tamelik moeilik geweest en ek het geweet dit gaan afkom op 'n taktiese wedloop, maar ek was positief geweest, ek was voorberei geweest vir die wedloop. Al moeilikheid wat ek ondervind het was omtrent die laaste bult geweest wat ek so 'n bietjie moeilikheid opgetel het en ek dink kon ek dalk miskien die bult beter hanteer het, kon ek dalk miskien 'n betere posisie op die einde van die dag ook
ook gekry het. Maar ja, ek dink my bulte en my voorbereiding was goed geweest omdat ek kon toe wegbreek saam met die voorste ouens en ja, maar ek moet sê dit was vir my 'n baie positiewe wedloop geweest. Ek praat net nou met iemand en ek sê vir haar, Jessie, voorbereiding dalk in George dalk 'n bietjie beter gehelp met vir Olimpiese spele. Want jy weet, as jy Victoria Bay toe van is onder Victoria Bay by die see en hy bult uit by Victoria Bay en weet jy, so ek dink dit sal dalk ook gehelp het vir die bulte toestande wat ons gekry het in Parys. Maar ja, dit was 'n asemrowende wedloop geweest van die begin af, so ek sê takties geweest en ek het geweet ek moet wegbreek saam met die voorste groep en obviously gaan die bulte 'n groot faktor wees en ek was baie sterk geweest by die eerste bulte en net die tweede eentjie wat my so 'n bietjie aan die been gevat het, ja. Maar ek bedoel, ten spyte van daai bult het jy nog steeds fantasties gehardloop. Ek wil by jou gehoor het twee goeters. Die een is, wat beteken dit vir jou om 11de te gekom het by die Olimpiese spele en wat beteken dit vir jou ek neem aan jy het nie uitgegaan om daai tyd te hardloop om die vinnigste Suid-Afrikaner te wees nie, maar wanneer het jy uitgevind jy het die vinnigste tyd gehardloop van 'n Suid-Afrikaner nog by die marathon? Ja, as ek eers kan terugkom na die tyd, ek het net geweet ek het vinnige tyd ook is besig om 'n vinnige tyd te hardloop. Vir my was dit maar gewees van die begin af te staan. My voorbereiding was gewees om 'n medalje vir my land te kry. So posisie was maar eintlik die hele tyd in my kop gedurende die wedloop gewees. Ek moet op 3 kry. En ja, so ek sê die bult was net 'n bietjie van 'n tamaletjie vir my gewees. Maar op die einde van die dag toe oor die wedstryd het ek eers agtergekom maar yes, ek het 'n 2:09 gehardloop verstaan wat eintlik die vinnigste tyd is deur 'n Suid-Afrikaanse man by Olimpiese spele. So ja, en vir my beteken dit groot verstaan. Ek bedoel hier vanaand gaan dit baie deure vir my oopmaak waarvan ek seker nou uitnodigings gaan ontvang om groot marathone te hardloop soos New York Marathon en Boston Marathon en so. Maar op die ander kant vir my is dit 'n groot motivering of 'n inspirasie vir ander atlete om te wys yes, maar ons kan teen die bestes hardloop, verstaan en jy hoef nie in Amerika te gaan oefen of om in Amerika gebore te word. Jy kan gebore word in Bakkersdorp en George en ook teen die bestes in die wêreld hardloop, verstaan. So ek dink dit is die grootste ding vir my wat geopenbaar was deur die prestasie, die 11de plek as ook die tyd dat ons kan van 'n klein plekkie afkom en ook meeding teen die bestes in die wêreld. Presies. Yes, ek stem saam met jou Elroy, jy praat die waarheid daar. Okay, Elroy, my laaste vraagie wat ek vir jou wou gevra het is Desember is om die draai. Gaan ons vir jou sien hierso in George? Gaan jy vir jou mense kom kuier? Ja, nee, definitief. Elke Desember is ek by die huis en ek hou van die agtergrond nou is uit in die Koopberge. Ek hou van so op die berge te hardloop verstaan en dit is goed vir myself en my siel om in die berge te hardloop. So ek sien baie uit om Desember by die huis te wees en George te wees. In die Hoogstraat af te hardloop, hier Bakkersdorp, Beachweg toe, Queensee toe. So definitief sal ek Desember maand by die huis wees, maar ek beplan om die volgende 3 tot 2 weke dalk huis toe te kom. Net om dankie te sê vir almal ook in George en Bakkersdorp, ja. Okay, dit is goeie nuus. Dan hopelik kan ons jou, as jy hierso is, moet jy definitief 'n draai kom maak. En dan kan ons jou dalk hierso by die George Herald ook sien. Elroy, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Ek sê vir jou weer eens geluk met jou goeie prestasie en wat jy gedoen het vir Suid-Afrika. Sterkte met jou kompetisies vorentoe en dan sien ons vir jou wanneer jy hierso is. Baie dankie Jacques en almal. Waardeer. Goed gaan. Totsiens. Totsiens.